Goeiemôre. Baie welkom by vanmôre se saamkuier. Mag Vader vir ons genade gee dat ons sy woord regtig sal verstaan. En mag Vader vir ons genade gee dat ons die impak van sy woord op ons lewe kan vertaal en dat dit kan sin maak. Ek wil vanmôre met 'n snaakse storie begin. Die man en vrou verskyn voor 'n regter, want hulle wil skei. En die regter sit ewe formeel en hy begin by die vrou en hy vra vir haar: "Mevrou, op grond waarvan wil jy van jou man skei?" Sy sê: "Nee, die grond wat ons het is so 4,5 hektaar en daar staan in die middel van die grond 'n huis gebou. Dis 'n 3 slaapkamer." Hy sê: "Nee mevrou, dis nie wat ek vra nie." Hy vra: "Wat is die basis wat jy wil gebruik as 'n argument om te skei?" Sy sê: "Nee, die basis van die huis is konkreet en toe het hulle sementvloer gegooi en toe het hulle die mure." Hy sê: "Mevrou, dis nie wat ek vir jou vra nie." Hy vra vir mevrou, hoe lyk jou verhoudings? Sy sê: "O, ek het 'n sussie wat van die Kaap af 'n huis gekoop het nie ver van ons af nie. My oom en tannie bly nader en ek en my skoonpa en my skoonma kom ook baie goed oor." Hy sê: "Mevrou, dis nie wat ek bedoel nie. Ek wil hoor, hoekom wil jy skei? Was jou man ontrou aan jou?" Dan staan so lank gedink. Sy sê: "My dogter is getroud en ons het 2 kleinkinders." En die regter sê: "Mevrou, is hy gewelddadig?" Nee, sy is net die buurman wat gewelddadig is. Daar mense verbyloop met hulle honde en die honde doen hulle besigheid op sy grasperk. Hy sê: "Mevrou, stop net vir 'n oomblik hier. Hoekom wil jy van jou man skei?" O, sê: "Nee, ek wil nie van my man skei nie. My man wil van my skei. Hy het hierdie belaglike idee dat ek nie luister as hy met my praat nie." Ons gaan vanmôre 'n bietjie gesels oor 'n bietjie misverstande oor wat ons gaan toevallig praat oor wat die Bybel sê oor egskeiding, maar ons gaan nie oor egskeiding praat per se nie. Ons gaan praat oor misverstande en die manier waarop ons na goed kyk. Kom ons word vir 'n oomblik stil en ons wy hierdie oggend aan Vader. Here, baie dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat ons vanmôre in stilte en in nederigheid voor U kan kom staan. En Here, dankie dat ons die behoefte in ons hart het, dat U vanmôre met my uit U woord wil praat. Here, dankie dat ek 'n behoefte het om my lewe weer vanmôre 'n klein bietjie aan te pas en dat ek op 'n ander manier kyk na goed, sodat ek U mooi kan hoor. Here, help asseblief dat ons nie soos hierdie vrou is, wat as U vir my 'n ding vra of U vir my 'n ding sê, ek het anders interpreteer en heeltemal die bal misslaan nie, want die probleem is dat ons baie keer, wanneer met ons praat uit die woord uit, dat ons die bal misslaan, en ek wil vra help vir ons, wys vanmôre vir ons die waarde van dit, wat uit Markus hoofstuk 10 lees. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. So, Markus 10 begin by die gedeelte, ek wil daar by vers 2 begin, en daar het ook Fariseërs gekom, om hom op die proef te stel, en hulle het hom gevra: "Mag 'n man van sy vrou skei?" En daarop het hy vir hulle gevra: "Wat het Moses julle beveel?" Moses het toegelaat dat iemand 'n skeibrief opstel en skei, het hulle geantwoord. Toe sê Jesus vir hulle: "Dit is oor die hardheid van hulle harte dat hy hierdie bepaling vir hulle gemaak het. Maar van die begin af, van die skepping af, het God man en vrou gemaak. En daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle 2 sal een wees, sodat hulle nie meer 2 is nie, maar 1. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie." En ek wil vanmôre dat ons vir 'n oomblik stil staan en ons kyk na die groot prentjie en hier word op die oog af word hier gepraat oor egskeiding. Maar ek dink hier's 'n baie dieper situasie wat ons moet raak sien. En die situasie wat ons moet raak sien is dat Paulus dat Jesus in vers 5 sê, dit is oor die hardheid van hulle harte. Dis as gevolg die feit dat hulle nie wou verstaan nie wil leer nie wil. So dis nogal die kernvers waar dit gaan. So kom ons sit net eers hierdie hele gedeelte in konteks. Op hierdie stadium, as mens na die eerste verse gaan kyk, dan sien mens, maar Jesus was in die gebied van Judea,
oorkant die Jordaanrivier en hierdie fariseërs kom na Jesus toe, of die fariseërs kom na Jesus toe en hulle probeer hom in die moeilikheid bring. So, die geografie is belangrik van waar hulle is en die vraag is belangrik, hoekom hulle die vraag vra. So, as ons mooi gaan kyk op hierdie stadium, iets wat net van tevore gebeur het, is dat Herodes Antipas het op daai stadium, was die koning van Israel gewees, het sy vrou geskei en met sy skoonsister getrou. En dit was vlak op die gemoed van die volk gewees. Maar Herodes Antipas was glad nie 'n gemaklike man nie. Dis hy wat Johannes die Doper laat doodmaak het en sy kop op 'n skinkbord gebring het. Hy's regtig wreedaardig, baie dieselfde as wat sy pa was met die kindermoord in Bethlehem 'n klomp jare gelede. En Herodes Antipas het dan op 'n stadium met 'n opmerking gemaak dat hy gesê het, maar Jesus Christus is die reïnkarnasie van Johannes die Doper. So daardie het hy half gesê, maar Jesus het vir hom 'n geweldige bedreiging wat hy vir hom inhou, jy weet, en hy sou nie skroom om vir Jesus ook dood te maak nie, soos ons met die kruis gebeure sien. En dan is dit belangrik, en hierdie val binne die jurisdiksie van Herodes Antipas. So dis hoekom die Bybel praat van waar Jesus was en die plek mooi beskryf het, sodat ons die agtergrond kan kry. So, dit was heeltemal binne Herodes se jurisdiksie om vir Jesus te laat regstel. En die vraag wat die skrifgeleerdes vra, was nie om sy kennis te toets nie. Ons lees baie keer daarin dat hom op die proef gestel. Dis eintlik verkeerd vertaal. Hulle het hom op die proef gestel, maar hulle het hom eintlik in 'n lokval probeer inlei waar Jesus iets sou sê wat hulle kon gebruik om 'n kinderstorie vir Herodes Antipas te gaan vertel en dat hy dan vir Jesus teregstel en op die manier sou hulle ontslaa raak van Jesus. So dit was nie 'n onskuldige vraag nie. Dit het nie oor regskeiding gegaan nie. Dit het gegaan dat dit 'n belaide vraag was van die fariseërs af om vir Jesus in die moeilikheid te kry sodat Jesus uit die pad uit, ek wil amper sê, verwyder kon word. En as mens dit verstaan, dan verstaan mens die ongelooflike slim manier waarop Jesus hulle antwoord. Want dan staan die fariseërs nog gekom op die proef gestel. En hulle het vir hom gevra, mag 'n man van sy vrou skei? Nou, dit klink asof hulle nou 'n bietjie dommer is en dat hulle 'n bietjie sy raad lê, maar dit is glad nie dit nie. Hulle was baie terdee bewus daarvan dat hierdie saak in Deuteronomium 24 vers 1 en 2 baie sterk aangespreek word. En wat Jesus dan doen, is Jesus vra vir hulle, okay, maar wat sê die wet? Wat sê Moses daaroor? Hoekom vra julle vir my die vraag? Julle weet ons wat sê die wet. Julle is trouens immers die geleerdes. En daar staan in Deuteronomium 24 vers 1, wanneer 'n man met 'n vrou trou, en hoor mooi hoe skryf hy dit, dan kan dit gebeur dat hy haar nie meer liefhet nie, omdat hy iets onbetaamliks aan haar gevind. Hy sê dan mag hy 'n skeibrief skryf, mag dit oorhandig en hy kan haar die huis uitjaag. Jy kan gaan lees wat daar staan. Maar die fariseërs is baie ernstig bewus daarvan dat daar 2 leerskole was. En onthou nou, ons het al baie keer oor disippelskap gepraat en 'n fariseer wat dan 'n leerling onder sy hande geneem het en dan die leerling wat alles gedoen het en dan later van tyd het hierdie leerling dan 'n disipel geword. So ons het al daaroor gepraat en hoe belangrik dit was. So die een groot leerskool in die fariseërs se kop was die leerstelling van Shammai gewees, die groot Rabbi Shammai. En die Rabbi Shammai het na hierdie gedeelte gekyk en hy het gesê die kern van hierdie gedeelte lê by die gedeelte as 'n man nie meer sy vrou liefhet nie omdat sy iets onbetaamliks gedoen het of omdat hy iets onbetaamliks in haar gevind het, het hy die klem daarop gelê. En dit wys baie sterk na oorspel. Alhoewel dit nie oorspel is nie. Die woord wat hier gebruik word is erwa. Dis 'n Hebreëse woord en erwa beteken, as jy dit direk vertaal, naaktheid. Met ander woorde, dis dieselfde woord wat gebruik word Sem, Cham en Jafet hulle pa Noag naak in die skande dronk gevind het. So die woord word vertaal met naaktheid. So dis nie noodwendig die daad
van egbreek pleeg nie, maar dis die daad van onbetaamlik wees, die daad van naaktheid wees. En dis hoekom hierdie gedeelte dit vertaal met onbehoorlik of onbetaamlik of so dit was die denkrigting van die skool van Shammai. Iemand het eendag vir my gevra, wat is die grootste geskenk wat ouers vir hulle kinders kan gee? En onmiddellik dink 'n mens aan luksede of kos of klere of dit wat ons fisies vir hulle kan gee. Toe sê die persoon, daar's 2 dinge wat jy as ouer as grootste geskenk vir jou kan gee. As jou kind kan groot word in 'n liefdevolle huis, dis die eerste groot geskenk. Dat pa en ma 'n voorbeeld is van hoe liefde funksioneer, want daar's die kans dat hulle in hulle eie verhoudings en die manier waarop hulle self na huwelik kyk, dat hulle 'n suksesvolle verhouding vir huwelik sal hê. En die tweede ding is dat 'n kind 'n ouer op sy knie sien as hy by sy kamer verbystap in die oggend vroeg. Dat 'n ouer bid. Dis die 2 pragtigste goed wat ons vir ons kinders kan gee. En dis wat Jesus hier sê, en dis die bedoeling van hoekom God mans en vrouens gemaak het, om hierdie egtheid van liefde, alhoewel hulle verskillend is, uit te beeld. Hy het hulle as man en vrou gemaak, verskillend van mekaar, sodat hulle by mekaar kan pas. En dan gebruik hy 'n tweede voorbeeld, en dis ook uit Genesis 2 uit, en dan sê hy, hy sê, daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle 2 sal een wees, sodat hulle nie meer 2 is nie, maar 1. En dis die gedeelte van, maar hulle word die basis van 'n nuwe verhouding, hulle word die basis van 'n nuwe gesin. En hy verduidelik dit, dat die man en die vrou se ouers in 'n sekere sin hulle toelaat dat hulle familieeenheid self kan bou. Dis hierdie ongelooflike liefde wat hulle moet ontdek. En dan sê Jesus die derde ding. Hy sê wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Met ander woorde, Jesus praat nie oor egskeiding nie. Maar Jesus praat die oomblik waar hierdie goed verkeerd gaan is as dit die hardheid van ons hart aanraak. As jy self God se woord vat en dit begin interpreteer, dat God se woord by jou lewenstyl aanpas. En hier lê die groot probleem. En as jy vanmôre vir my sê, maar Dominee, ek is nou 80 jaar oud, my man is lankal dood of ek is nog nie getroud nie. Dan is hierdie die basis van die teksvers waar dit gaan. Dat alles wat die Here gemaak het wat mooi is, die kroon van God se skepping is ons as mens. Die kroon van ons as mens is die feit dat ons kan lief hê. Dis die en dat ons eties kan optree. Dis die merker wat ons anders maak as al die ander soogdiere op aarde. Die feit dat ons 'n gewete het, die feit dat ons hoor denk het, die feit dat ons kan lief hê. Dis nie 'n primitiewe dryf nie, dis 'n baie hoë funksionerende manier hoe die Here ons gebou het. En dat dit baie mooi lê, omdat ons kan dink, sê Jesus, by hierdie goed is opgestel, as gevolg van die hardheid van mense se harte. Dat mense nie meer die Here wil hoor, of die Here se stem interpreteer soos wat Vader dit bedoel het nie. Daarom vanmôre wil ek vir jou vra, is jy soos die tannie, en die Here vra vir jou vra, en jy luister nie mooi wat hy vra nie, jy antwoord sommer net wat jy dink jy moet antwoord, of jy vat sy woord op dieselfde manier, hy praat met jou, hy verduidelik vir jou, waar daar vreugde en vrede in jou lewe kan wees, en jy vat sy woord, en jy werk daarmee soos jy daarmee wil werk, met ander woorde, God se woord moet by jou aanpas, dan gaan jy God se woord breek, in jou lewe, en God se woord kan nie vir jou vreugde en vrede bring nie, want jy het nie die vermoë om God se woord te hoor nie. Mag ons elkeen vanmôre die genade hê om God se woord te hoor, soos hy dit beplan het. Dat die voorbeeld van liefde daar is, dat dit die wonderlikste, reinste vorm van verhouding is, wat God binne in ons ingeskep het, sodat ons ook die verhouding met hom kan hê. En mag daar nie hardheid in ons hart wees, dat ek het wil interpreteer soos ek wil nie, maar mag ek sy woord vat, sodat ek sy volkome liefde sal kan beleef. Amen. Vader, ons is in U hande, U is vir ons so goed. U het vir ons die hemelse vermoë gegee om 100% sonder sonde te kan lief hê. En dis 'n pragtige liefde.
Dis 'n mooi skoon liefde, 'n liefde wat vir altyd sal werk. En dis die liefde wat U vir my het en wat U vir my wil leer deur my verhoudings met mense rondom my, my man en my vrou, my kinders. Hierdie heilige liefde, want as ek dit reg kry met mense rondom my, is dit baie makliker om dit reg te kry met U. Maar as daar hardheid is in my hart, Here, as ek maklik kwaad word, of as ek voorwaardes aan liefde stel, of as ek liefde vat en ek vat my vuil sondige hande daarin en ek maak dit iets anderster, dan kan dit nie meer funksioneer soos wat U dit beplan het nie. Ek vra dat U vir my sal insig gee, dat ek my liefde sal aanpak met skoon hande, met 'n rein gedagte, Here, dat daar niks hardheid in my hart is nie. Dankie dat ons dit uit ons hart vir U mag vra. Amen. Mag Vader jou seën hierdie week wat voorlê. Ons is in leidingstyd besig en in hierdie leidingstyd is ons elke Sondag besig om by 'n element stil te staan waar ek myself aan Vader kan toewy. Mag hierdie week vir jou 'n seën wees en mag jy jouself aan Vader toewy. Onder op die skerm is daar 'n bankrekening as jy 'n bydrae wil maak wat ons kan gebruik in die bediening wat ons gemeente het. Mag Vader jou seën. Groete.